Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie koue Dinsdagoggend, maar 'n pragtige oggend. Ons lees 'n teks in Lukas 9, jong wat nie 'n maklike teks is nie. Kom ons hoor dit. Toe het hy vir almal gesê: "As iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins bekom, maar homself verloor of skade aangedoen het? Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die Mens hom ook skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. Ek verseker julle, sommige van die wat hier staan, sal beslis nie die dood smaak, voordat hulle die koningsheerskappy van God gesien het nie." Vriende, ons lees tot sover. Hierdie ongelooflike teks, wat ek het al baie keer gehoor het. Ek hoop jy het vir jou ook 'n lekker koffietjie gemaak vir die koue. So kom ons kyk wat sê die teks vir ons. Onthou nou net die konteks. Hierdie teks volg op Petrus se belydenis dat Jesus die Christus is, en dan Jesus se aankondiging dat hy moet ly, verwerp en gekruisig word. Nou verduidelik Jesus, 'n mens kan nie die gekruisigde Christus volg sonder om self die pad van selfverloning te loop nie. Wat baie mooi is, as hierdie uitnodiging kom, dan hoor ek daar dat Jesus sê, as iemand agter my wil aankom. Die uitnodiging is wyd, dit is oop, dit sluit almal in. Maar daar's 'n baie groot voorwaarde. Die voorwaarde word nie versag. Christendom word nie afgeskaal na bewondering van Jesus of instemming met sekere waarhede nie. Dis 'n doelbewuste keuse om agter hom aan te loop. So mooi, hierdie Griekse woorde eistedelei, dit beteken as iemand wil of begeer, as dit jou begeerte is. Hoor hierso, Jesus dwing niemand nie. Hy los die keuse vir jou, hy maak dit duidelik wat hierdie keuse behels. Hy dwing niemand nie. As iemand wil of begeer. En dan hierdie hele ding van homself verloon, ek dink nie mense verstaan dit elke dag mooi nie. Selfverloning beteken nie dat ek myself moet haat of glo dat ek waardeloos of minder werd is nie. Dit beteken dat ek nie meer myself beskou as die middelpunt en hoogste gesag in my lewe nie. Dit beteken ek doen afstand van die aanspraak om my eie baas te wees. Dis wat verloon beteken. Dit beteken dat ek sê, Here, my lewe behoort nie aan myself nie. U eer, u wil, u koninkryk kom eerste. Jy weet, ons wil baie keer Jesus moet ons help om ons planne uit te voer. Wanneer ek myself verloon, dan gee ek al my planne aan Jesus oor. Hy kan maak wat hy wil. Het gaan nou eintlik oor sy planne. En dan 'n ding wat ons baie verkeerd verstaan, ook omdat daar Afrikaanse spreekwoord is. En ek onthou 'n liedjie van Anton Goosen wat ek baie lief voor was, wat sê elke huis het sy kruis. En daarmee het ons dan gesê dat elke huis het maar sy eie moeilikheid, sy eie swaar kry. Maar weet jy, wanneer die mense in die Bybelse tyd hoor, jy moet jou kruis opneem. Kruis was nie bloot 'n simbool van swaar kry nie.
Dis 'n instrument van teregstelling. Dit beteken jy loop die pad van die dood. So jy gaan jou eie lewe dan nou af lê. Kyk, Jesus vra natuurlik nie iets wat hy nie self gedoen het nie, nee. En dis baie interessant dat Lukas is die enigste evangelieskrywer wat hier byvoeg elke dag. Jy moet elke dag jou kruis opneem en Jesus volg, sodat ek elke dag aan myself sterf, elke dag my eie wil en my eie lewe prys gee ter wille van Christus. En dis nou die groot paradoks van die evangelie, dat ek gee dit prys en wat kry ek? Ek kry eintlik die lewe. Nee, dit is of dit nie heeltemal sin maak nie, maar is presies hoe die evangelie werk. Nou kry ek die lewe. En ons vra Jesus ook, wat help het om die hele wêreld te wen, maar jouself te verloor? En dit gaan oor hierdie wete, aan wie behoort ek? Hier is my betekenis, dat ek behoort aan Christus. Net 'n interessante gedagte, die laaste vers sê, dat daar's mense wat hier staan, ons lees dit net weer, sommige van die wat hier staan, sal beslis nie die dood smaak, voordat hulle die koningheerskappy van God gesien het nie. En nou vra baie mense, waarna verwys dit? En daar is mense wat dit geïnterpreteer het, in daai tyd, dat die wederkoms gaan plaasvind in hulle eie leeftyd nog, hulle het so verwagting gehad. Maar wanneer ons dit nou lees, is daar twee moontlikhede. Die een moontlikheid is dat dit kan verwys na die verheerliking op die berg, want dit gebeur net hierna. So dan sien hulle die heerlikheid van God, en hulle beleef die verheerliking van Jesus op die berg. Ek self kies vir die tweede moontlikheid, dat dit verwys na die opstanding van Christus. Want daar het die koninkryk en die koningheerskappy van God in hierdie wêreld ingebreek. Amen. Mag jy 'n baie mooi dag hê, kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks, dankie dat ons dit kan hoor vandag. Here, help ons om uit eie wil vir U te volg, en om elke dag ons kruis op te neem, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mooi dag vir u.